27 Maart 2026, lesing 113 van die Groot Johannes Evangelie, boek 3, hoofstuk 209, baie belangrike hoofstuk, opskrif oor die gebed. Nou, ons het maar groot geword met allerhande gedagtes oor gebed. Die skole, jou ouers het vir jou gesê hoe jy moet bid, dan het jou skool vir jou gesê om te bid, later het die dominee vir jou gesê om te bid, en jy het oral het ons menslike opdragte gekry. Maar nou kry ons die opdrag van die gewer van alles, die skepper van hemel en aarde, wie een is met Yeshua wat nou vir ons hierdie lesing gaan gee. En kom ons lees wat sê hy oor die gebed. Ek, Yeshua, gaan nou weer by hulle staan, dis nou daai perse, met wie hy redeneer het, en ek sê, ek self, want hulle het gevra toe ons nou afsluit die vorige lesing, hoe kan ons wat so vol sondes is, voor hom bly staan? Hy is almagtig, hulle herken hom toe, dat die Vader in hom is, en hulle sê, hoe kan hulle voor hom staan? Toe sê, wie gaan na ons sonde, wat 'n offer moet ek bring om my sonde te vergewe? Nou kom Yeshua en hy sê, ek self sal het vergewe. Soos wat ek teen die dode kon sê, ontwaak uit die dood en leef, so kan ek ook net so doeltreffend, goed en rechtsgeldig vir julle sê, wees rein en al julle sonde is vergewe. En nou verstaan julle rein en sonder sonde voor my, en nou staan julle rein en sonder sonde voor my. Glo julle dit nou? En dit is ook vir ons, en ek wil 'n bietjie hierby stil staan, omdat ons in ons volk vele mense het wat Yeshua verwerp, of dan net vir hom sy godheid verwerp. Nou, as Yeshua net 'n mens was, kan hy nie jou sonde vergewe nie. En omdat hy 'n godheid is, was en altyd sal wees, kan hy ons sonde net vergewe, omdat hy met die Vader 'n ooreenkoms gemaak het, dat hy sal kom sterf vir ons sonde. Weens Lucifer se afvalligheid en sy boosheid, wat hy vir oneindige tye, ons kan nie dink hoe lank, was Lucifer teen Vader se kinders nie. Oorloë het die hele ruimte gevul. Eerstens die oneindige ruimte, die geestelike ding wat nie ruimte en tyd het nie. En later, soos wat die boosheid toegeneem het, het Vader 'n materiële heelal laat ontstaan, wat eintlik verharde Satansdele is. En die hele heelal waarvan ons, as ons uitkyk, ons kan net 'n ou klein molekuletjie sien van die hele wese van Lucifer. Want die hele heelal is eintlik die wese van Lucifer, dis al sy kinders, al sy skepings, alles wat daar was, nou vasgevang in materie, ruimte en tyd. En dit is nou in hierdie gevangenis waar ons moet veg om uiteindelik na 'n lewe in 'n liggaam, uit daai liggaam te kan kom en in te gaan in die Vader se huis in, waar tyd en ruimte nie bestaan nie, en materie ook nie. So, nou kom mense en hulle verwerp Yeshua, maar o jene, hulle is so vas op die wet en die Ou Testament, jy kan hulle niks vertel nie. Hulle bid selfs in Hebreëus, want hulle sê, Vader kan nie jou gebed hoor as dit nie in Hebreëus is nie. Hulle sê vir jou, dat hulle is so rein en sondeloos, dat hulle voor Vader kan staan. Man, as jy die Ou Testament aanvaar, dan moet jy Moses se orde aanvaar, wat later genoem was die Levitiese orde. En om in die Levitiese orde vergifnis te kry van sonde, moet jy 'n dier offer, 'n skaap, 'n bok of 'n bees. En jy moet na 'n priester toe gaan, wat deur Vader aangestel is. Nou waar is die goed in hulle geloofslewe? Dit is nie daar nie. So hulle kan nie vergifnis kry nie. In elk geval is die priesterorde is vervang. Boek Hebreërs in die Nuwe Testament sê dit baie duidelik. Ons het 'n ewige Melchisedek priester, wat altyd vir ons by die Vader ingaan.
offers nie nodig nie. Sy liggaam was genoeg. So wanneer jy met mense te doen kry met hierdie dinge, moet jy dit uitlig, dat as jy nie Yeshua het nie, vas in jou hart nie, en glo dat hy jou sondes kan vergewe het, weens die groot offer wat hy gebring het, jy nie sonder sonde kan word nie. En jammer, jy kan nie die poorte van die hemel ingaan met sonde nie. Jy kan nie. Niemand kan met daai rugsak van sonde daar instap nie. Want die poort is te nou en te laag. En Yeshua is die enigste een wat daai poort vir jou kan open. En hy kan daai poort net binne in jouself open, wanneer jy hom innooi in jou harte. En dit is dinge wat ons nie moet vergeet nie. Want sonde belas aan die ander kant is 'n verskriklike las en 'n verskriklike erge bestaan. Elke sonde wat jy saamsleep aan die ander kant toe is soos 'n grafkelder. Jy kan daarin kyk, jy sal al jou sondes kan jy sien aan die ander kant. En wat meer is, nie net jy nie, al die ander mense wat in jou veld is of in jou vlak waarin jy beland het toe jy gesterf het, kan dit ook sien. Jou gruwelikste, innerlikste goed wat jy gedink het is die grootste geheim. Alles word geopenbaar vir almal. En hulle lag vir jou daaroor en hulle verneder jou daaroor. Kan jy dink daar is gruwelike sonde soos wat in hierdie volk erg is, bloedskande? En jy dink jou bloedskande sonde kies het alles in die huis agtergebly op aarde? Nee, hy gaan saam. En dan word hy oopgesprei vir die hele hemele in die vlak waar jy is. Almal sien dit. En kan jy dink die vernedering wat jy moet deurgaan? Maar al hierdie goed kan vermy word as Yeshua jou verlosser is. Dit moet ons nooit vergeet nie. Nou sê Jura en Skabi, dit is die twee Judeërs van Persie af, Meester, dit glo ons, omdat dit met alles volgens u ewige heilige raadsbesluit, nou eenmaal tot verlossing van alle Judeërs en heidene so gesteld is, skenk aan ons arme sondaars u barmhartigheid en u kwytskelding en erbarming. O Meester, wees sowel nou as tot in alle ewigheid van die ewighede met ons en voortaan met die gees van almal wat reeds deur u tot ewige lewe gewek is. Maar nou Meester staan ons toe, omdat ons u herken het en ons harte nou ook brandend van liefde vir u is, dat ons harte kan lig en u met 'n vurig en berouvolle gemoed kan aanbid. Onthou die vorige ding wou hulle, lesing wou hulle voor hom neerval en hom aanbid. Nou sê Yeshua, beste vriende en broeders. Luister mooi na daai titel. Hulle was vreemdelinge 'n rukkie voorheen gewees. Maar nou noem hy hom 'n vriend en 'n broer. En volgens die Bybel is dit die hoogste titel wat jy kan kry van Yeshua af, is dat hy jou vriend kan word en jou broer. Daar sal niks van kom nie. Julle het gelees wat my gees deur die mond van 'n profeet gespreek het, toe hy sê, die volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my. En ek self herhaal dit vir julle. Elke lippegebed, van welke aard ook al, vervul my met afgryse. Nou gaan sekere mense wat nou nie lank na Yeshua geluister het, die sê, ja maar, het jy nie vanmôre met jou lippe gebed nie? So dis 'n afgryse. Ek het met my hart gebid. Die lippe verkondig dit wat in die hart is. Dit is hoe jy hardop moet bid. Jy moet dit wat in jou hart is, hardop sê. Maar dis nie nodig om dit wat in jou hart is hardop te sê vir 'n gebed wat verhoor word nie. Jy kan dit sag en stil in jou innerlike ook sê. Want dis waar hy luister. Maar hierdie gebede wat eintlik toesprake is,
Dit is wat hy lippegebede noem, wat afgryslik is. Baie van julle wat in die kerke was, het seker al gehoor by veral bidure, hoe daai ouderlinge kan preek, kan bid. Hulle sal Vader toeskree, en hardop skree, en o Here Jesus God, en so gaan hulle aan. En asof Vader doof is. Nou wonder ek, is daai selfe ou wat nou so bid, toe hy jong was, by sy pa gekom het, en vir sy pa gesê het, hy wil sy kar hê, en hy gaan so skreeuwend te kere, om sy pa te vra vir 'n kar, sê maar vir die naweek, hy wil sy meisie gaan kuier. Sy pa, as hy hom nie 'n pak slaag gaan gee nie, gaan hy hom wegjaag en sê, man, jy ry nie my kar. Jy kom tog na jou pa toe, jy's nederig, dankbaar, en jy vra, ag pa, asseblief, ek het nou hierdie meisie en ek het nie vervoer nie, en ek wil nou na in my tyd het ons na die inry gegaan. Dan sy pa sê, ja, is reg so, of ek gaan nou eers daaroor dink. En wanneer hy daaroor dink, is dit dieselfde as wanneer Vader nie onmiddellik jou gebed verhoor nie. Want baie mense verwag as hy amen sê met die goed daar staan wat hy bestel het. Die aflewering moet nou plaasvind. Dit is nie hoe dit werk nie. Vader is nie 'n kruidenierswinkel vir jou behoeftes nie. Hy sal alles met tyd gee, mits jy die regte dinge vra. En die regte dinge is geestelike dinge. Hoofsaaklik vir jouself geestelike dinge, en dan vanuit jou liefde vir jou naaste, materiële dinge ook, om hulle te help. Jou naaste is dalk naak, of honger. Dan sal Vader dit bewerk dat jou gebed verhoor word. Ek sê, dis dit 4, ja. Gebruik julle verstand goed, en met 'n verstaanbare hart, doen aan elkeen goed wat julle hulp nodig mag hê. Onthou, dit is nou hoe hulle moet bid. Ja, doen selfs aan jou vyande goed, en seën hulle wat jou vervloek. Daardeur sal julle soos ek wees, want ek laat my son skyn oor die goeies en die booses, en my ergste vyande word daagliks deur my almagtige hand met weldade oorlaai. Slegs oor die ergste boosdoeners word my roede geswaai. Ja, ek sê vir julle, julle is almal kinders van my hart en broers van my siel. Bid daarom, as julle bid, nie soos die heidene en fariseërs met die lippe nie, deur middel van die vleeslike tong gevormde woorde nie, maar bid soos wat ek vir julle gesê het, in gees en in waarheid, deur lewende werke en dade van liefde aan julle naaste. Dan sal elke woord in my naam 'n waaragtige gebed wees wat ek altyd vas en seker sal verhoor. Die gesig van die lippe verhoor ek egter nooit. Verstaan julle goed wat ek nou gesê het? Nou hier sê hy sal jou woorde wat jy spreek, jou lippe gebed, sal verhoor word as jy die voorafgaande werke doen. As jy besig is om jou naaste se lot te versag en liefderyk uit te reik na hulle toe, dan kan jy 'n gebed in woorde bid, hardop. Dan word dit verhoor. Maar nie as jy, soos vandag se predikers die algemene ding is, hy werk niks nie. Want die gemeente sorg vir hom, hy werk nie eens in die week nie. As hy enigstens werk doen, sal hy na 'n vet skaap toe ry, 'n ryk man, en daar sal hy gaan hoor op die plaas, of daar nie vir hom 'n ou slagskapie of 'n of ander iets is wat hy kan aas nie. Sondag werk hy 1 uur, dis die uur van die erediens. En dan wil so 'n man vir sy gemeente bid. Dit werk nie so nie. Nou kan julle sien as dit, onthou hierdie woorde is Joshua se woorde wat vir ewig staan. Die goed het nou vir 2000 jaar was dit omtrent weggesteek, maar hier kom dit nou uit weer. Dis uitgespreek en alles wat deur hom uitgespreek is ewig
en dit sal gaan tot die einde van die heelal, wat nooit eintlik gaan gebeur nie. So dit sal ewig geld, al leef jy nog 10 biljoen jaar, sal hierdie woorde nog geld. En dit geld ook aan die ander kant. In die geestesfeer is daar ook mense wat behoeftig is en mense wat moet barmhartigheid betoon aan hulle. En dit is 'n ewige verordening. So enige mens wat nog iets goeds gaan soek in so 'n instelling, so 'n organisasie waar die prediker nie betrokke is met die armes in sy gemeente nie. Hulle gaan na dooie lippe gebede wat vir Vader afgryslik is. En nou sit jy daar. Jessie, vandag is daar mos nou nie tyd om tyd te mors nie. Ons is in 'n tyd wat jy het nie 5 minute om te mors nie. Ek is altyd haastig besig om na 'n ander plek of 'n ander ding of 'n ander taak te doen, want ek is ek besig om laat te wees. Watter mens het nou tyd om vir op 'n Sondag gewoonlik vir 'n uur en 'n half tyd te mors? Maar dis wat ons volk doen. Dis wat ons volk besig is en ons kan hulle nie daar uitkry nie. 5 minute innerlik met Yeshua kommunikeer is 1000 maal beter as daai uur en 'n half wat jy gemors het daar. Maar jy kan nie deurdring nie, omdat die kerkgees hulle vasgegryp het. En die mens dink met kerkbywoning en tiendes gee, koop hy vir hom 'n plek in die hemel. Hy sal dit nooit sê nie, maar dit is in sy gedagtes. Hy voel baie sleg as hy 'n Sondag gemis het, of hy nie hierdie maand geld gegee wat hy moes nie. Hy voel vreeslik sleg daaroor, veral as die ouderlinge nog omkom en vir hom nog aanmaan. En deesdae kom hulle sommer met die kaartmasjien na jou toe. Jy kan nie wegkom. As ons ou dae kon ons nog 'n cheque skryf, maar nou nie meer nie. So kom uit daai stelsel uit. Yeshua is direk vir jou beskikbaar. As 'n man 'n groot vername man vandag in die wêreld wil gaan sien, dan moet jy 'n afspraak maak. Jy moet hom bel, tel sy sekretaresse op, dan sê jy wil ek so en so sien, dan sê ja, oor 2 weke hierdie oggend presies om hierdie tyd het hy vir jou 15 minute nodig, het hy vir jou beskikbaar. Maar Yeshua het dit nie. Hy het nie eens 'n sekretaresse wat jy moet deurgaan nie. Jy kan hom onmiddellik nou in jou hart, kan jy hom bel in aanhalingstekens. Jy kan met hom praat. En hy's daar, want hy's alomteenwoordig. En so kan elke mens op hierdie hele aardbodem, 8 miljard van ons, kan op dieselfde oomblik 'n afspraak met hom hê en hy kan dit verhoor. Almal individueel. Want hy weet wat elkeen se probleem is. Waarom sal jy dit nou verruil vir 'n aardse mannetjie wat rondpronk in 'n toga op 'n Sondag op 'n kanseltjie en vir jou goed wil sê, wat hy self gewoonlik nie doen nie. En dan het hy nog die vermetelheid om te sê, so spreek die Here, want dit is wat daar op die lappie staan by die kansel. So spreek die Here. As jy by agter 'n so spreek die Here staan, dan moet jy net die skrif lees. Jy moet niks verder lees nie. Want die nuwe openbaring wat ons het hulle in elk geval nie. Maar tog, dink die mens, dit is die Here het nou hierdie boodskap vir my gegee. Maar nou ja, dit is iets wat ons moeilik deurbreek. Skabie sê, o meester, u is tog baie anders as wat ons u voorgestel het. Wie sou u nie bo alles kan lief hê, wat u eenmaal leer ken het nie? U is die liefde en die grootste sagmoedigheid in persoon. En hoe is u gewyde leer eindeloos ver verwyderd van elke nag en duisternis? En hoe verstaanbaar is elke woord tog uit u mond? Ja, nou glo ons eers volkome dat u waarlik die verwagte Messias is. En buiten u is daar geen ander nie. Nou hierdie woorde van Yeshua is ook in die Bybel.
En hoekom is dit so dat ons volk nie soos hierdie twee manne kan wees nie? Hoe kan jy Yeshua nie begin lief kry nie? Want dit is die eerste ding in jou geloofslewe. Om van jou verstand af na jou hart toe te gaan en hom as 'n vader, 'n broer en 'n vriend lief te hê. Vir julle vrouens is dit makliker, want hy's 'n man. Maar ons kan hom as 'n vriend lief hê, of 'n dierbare broer, soos wat ek my broers lief het, my aardse broers. En dan het ek nog geestelike broers, baie van hulle sit vanmôre hier, en luister na ons. Yeshua sê, baie goed, beste vriende, ek ken julle en lei julle op 'n weg na my, soos die profeet Elia die gesegde gehad het, in die magtige storm was my wil, in die vuur my krag, maar in die sagte wyntjie is ek self. Die Ou Testament, die Bybel praat van in die sagte briesie. En so moet julle ook deur 'n ontsettende storm en deur water en vuur gaan om by my uit te kom. Maar nou is julle by my en het my die langgesoekte gevind. Hoe moeilik ek egter vir menig een te vinde is, tog is ek, as ek eenmaal gevind is, nog baie moeiliker om te verloor. Hulle wat my in hulle hart vasgegryp het, word ook deur my vasgegryp. Wie my egter vasgegryp het, kan my wel weer loslaat, maar ek sal hom tog nooit weer loslaat nie. Want my liefde duur nie tydelik nie, maar ewig. En wie haar in sy hart opgeneem het, kan my nooit meer kwytraak nie. Want my liefde hou hom vir ewig vas in toom, dat hy in ewigheid nie meer heeltemal van my af kan wegdwaal nie. En so sal dit ook met julle gaan. Julle sal wel in omstandighede en wêreldse toestande beland, waarin dit vir julle ietwat moeilik sal word, om my naam te bely en die geloof vas te bewaar. Want binnekort sal daar dinge gebeur, omdat dit moet gebeur, wat julle ten opsigte van my klein gelowig sal maak. Nou, hy praat nou van die kruisigingsgebeure wat voor hom lê. Maar ek sal julle op die regte oomblik egter weer versterk, en die kamertjie van julle hart heeltemal verlig, bedoelend met sy opstanding uit die dood. Daarna sal julle ter wille van my naam nie meer in die versoeking kom nie, maar altyd in my liefde en in my krag bly. En dit is die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees van Handelinge 2. So hulle gaan almal kleingelowig word, maar hoe is dit dat die Fariseërs hom kon doodmaak? En dan staan hy op, oorwin hy die dood. En dan het Yeshua na elke groepie mense toegegaan wat hy in sy 3,5 jaar tyd besoek het. Hy het na almal toegegaan en gesê, hier staan ek is nie dood nie. Ook na hierdie Perse toe, sou hy in Persië heen gegaan het. Nou mense in baie verre lande, daar was 'n man wat van oor die Kaukasusberge gekom het. Hier by hom is nog mense wat van Pontus afkom. Hy het by almal besoek afgelê na sy opstanding. En nou kom 'n vrou nou die dag op Facebook. Yeshua kan nie in die vlees verskyn nie. Eerstens, Yeshua het nie vlees nie. Sy liggaam is verheerlikte eteriese substansie. So ja, die vlees het weggeraak daar in die grot toe hy dit verander het. Maar Yeshua kan sigbaar verskyn wanneer hy wil. Hy gaan nie voor die hele wêreld sigbaar verskyn nie, maar hy het sigbaar aan hierdie leerlinge van hom verskyn, hierdie disippels van hom, en dit was honderde gewees, indien nie duisende nie. En die vermetelheid wat mense het, Yeshua kan nie dit doen nie, of Yeshua kan net dit doen. My magtie, wat dink jy van jouself? Hy is die hele skepping. Die hele skepping het uit hom uit voortgekom. Nou wil jy, nietige mens, wurmpie Jakob, wil vir die skepper sê, hy mag nie in 'n deel van sy skepping kom nie. As Yeshua wil verskyn in die kleinste wurmtjie op aarde, dan kan hy dit doen, want hy is almagtig
dis sy skepping, hy kan. Nie dat hy sal nie, maar hy kan. As hy 'n donkie wil laat praat, by Biliam, dan doen hy dit. Nou sê mense, ja, maar 'n donkie kan nie praat nie. Ons weet 'n donkie kan nie praat nie. Maar as Yeshua wil dat hy praat, want hy is 'n dooie skepsel, of 'n dooie skepsel, 'n lewendige skepsel sonder vrye wil, dan kan hy praat. Anders is die Bybel 'n leuen. En al hierdie dinge moet ons vir ons kyk na die nederigheid in ons hart. 'n Vorige paar lesings het hy gesê, die nederigheid is die belangrikste. Hoogmoed bring jou reguit in die hel in. Die geestelike hoogmoed is 'n baie erge ding, want hulle kom nie agter hulle is geestelike hoogmoedig nie. Maar nou nog iets anders. Julle sal weer na Persië gaan. Nou lees ek dit ook maar vir ons. Nou iets anders. Julle dogter van Sion sal weer na die volk in Suid-Afrika gaan. En natuurlik ook oor na die verstrooides toe wat hiernatoe gaan kom. Sodra julle binnekort weer daar sal wees, vertel julle waarheidsgetrou sonder toevoeging wat julle hier gevind het en wat julle tot verlossing van alle mense van die aarde almal oorgekom het. Op die wyse sal julle ook arbeiders in my wingerd word. Verkondig dit ook aan julle koning, sodat hy weet waarmee hy te doen het. Hy moet die swarte heidendom afsweer en nooit meer luister na die bedrieglike woorde van die magiërs, towenaars, wat hulle priesters van Elohim noem, maar eintlik dienaars en knegte van die hel is. Ook moet hy die slegte apostels van Jerusalem wat oor land en see trek, om van die heidene Jode te maak, uit sy land verdrywe. As hulle van 'n heidene Jood gemaak het, het hy nog baie erger in diens van die hel getree, as wat hy voorheen as heiden was. Dis 'n verskriklike oordeel oor hierdie Joodse nasie. Hulle wat Joshua se volk was, want hy is gebore uit die Judeërs, en vandag noem die Judeërs hulle nie meer met die naam Judeër nie, hulle noem hulle met die naam Jood. Maar die Joodse geloof en die sionistiese Jode wat maar almal net hulle self Jode gemaak het, hulle name verander het, probeer van heidene wat voorheen nie Jode was nie, soos die Khazars was nie Judeërs nie, het hulle toe besluit om die Joodse geloof aan te neem. En daardeur het hulle die erger in die diens van die hel getree as enige ander gebore Judeër. En ons kan dit vandag sien. Eintlik kan ons dit oor die honderde jare sien. Die Jode is uit iets soos 112 lande uitgejaag soos diere in Europa en ander dele van die wêreld. Hulle is net eenvoudig verband daar. En nou moet jy vra, maar hoe kan al daai lande verkeerd wees? Hier moet mos nou 'n gemeenskaplike faktor wees hoekom hierdie mense uitgejaag word. En dan as jy gaan delf, dan kom jy agter, dit gaan oor hulle sleeheid, agterbaksheid, geen gevoel vir 'n ander mens wat nie in hulle geloof is nie, en hulle wat is dit, die ding om baie geld mee te maak? Woekery, rentes en woekery. Dit is hoekom hulle hoofsaaklik uit Duitsland uitgejaag is voor die Tweede Wêreldoorlog. Maar baie van hulle het besluit om te bly, hulle kon nie hulle woekery los nie. En nou die dag het ek ook gelees deur navorsing van 'n man, alle homoseksuele, hierdie nuwe trend wat hulle nou het met hierdie woke en goed, LBGT, so iets, nee. Al daai goed, alle pornografie, alles wat walglik en vieslik is in besit van 'n Jood of 'n Joodse maatskappy. Almal.
En dan maak hulle van heidene, volgens hulle, is ons almal heidene, maak hulle nou Jode. Baie van hierdie wêreldleiers aanvaar die Joodse geloof. As jy hom gaan sien daar by die tempel met 'n dingetjie op sy kop, wat noem hulle daai ding? Ja, Jamuka. Nou Jamuka op sy kop, dan moet jy weet, hierdie ou is in sy harte Jood. Uiterlik sal hy baie Christelik voorkom, maar hy sal niks doen wat teen die Jode se belang is nie. Dit is hoekom vandag 'n magtige nasie, die magtigste koninkryk wat nog ooit op aarde was. Jy kan nie besef hoeveel militêre mag Amerika het nie. Dit is hoekom hulle self nou besig is om te vernietig, omdat hulle die Jood ter wille te wil wees. Ons sal nou maar nog sien wat kom uit hierdie ding uit, maar op die oomblik lyk dit nie goed nie. En is dit moontlik dat Vader nou besig is met die Jood om hom nou finaal sy loon te gee vir al die honderde, indien nie duisende jare wat hy die mense so verskriklik vervolg het nie. Onthou die bolsjewistiese revolusie in Rusland, waar miljoene Russe doodgemaak is. In Oekraïne het hulle ingegaan, hulle het al die mense se ploë en trekkers en goed gevat. Toe het hulle al hulle saad gevat, al hulle voorrade wat hulle in kaste geberg het, en hulle het die winter oor hulle laat kom, en ek dink die syfer was 8 of 12 miljoen wat gesterf het daar van honger. Wie is die bolsjewiste? Dis die Jode. Wie was Marx? Hy was 'n Jood. Lenin was 'n Jood, Stalin was Joods, almal, die hele bestuur. En so kan ons na alle ander oorloë ook gaan kyk en uitwissings. Hierdie mense sit daar agter. En ons moet ons oë oopmaak wanneer ons in die evangelie ingaan, want ons gaan geroep word om die evangelie te verkondig. En dat ons wakker is, dat ons nie in hierdie mense se strikke gaan beland nie. Want hulle stel strikke. Soveel Christelike leraars in Amerika het almal in die strik geval. Hulle sê, julle wil net vir een Jood goed wees. En noem hulle hom JC, wat staan vir Jesus Christus. Hulle so spottender verwysing. Sê maar, julle moet vir alle Jode goed wees. Ons is julle verlossing. As julle vir ons goed is, dan gaan ons julle hemel toe bring. En die snaakste is daar soveel wat dit glo. Langs sulke bekerings, dis nou om hierdie mense, hierdie Jode, versprei die slegte apostels uit Jerusalem ook bose gerugte van 'n ander aard, soos wat julle een daarvan aan ons vertel het, wat betrekking gehad het op die wreedhede van die Romeine, waardeur julle self uit vrees vir die Romeine so ontsettend versigtig teenoor my gedra het. Om al die bose dinge te bestry, het ek julle uit vele duisendmaal duisende mense uit julle land geroep, om hierdie ligte taak op julle skouers te lê, waarvoor julle krag en middele ten oorvloed besit om dit te volbring. Julle loon sal eendag in my ewige ryk nie gering wees nie. En hier kry ons ook nog 'n leidraad wat Yeshua sê, wat hierdie Jode, hierdie slegte apostels, wat rondreis en mense Jode maak, hulle sal oral gerugte versprei. Kyk na die gerug van die Holocaust. As daar nou eens 'n bose gerug versprei is, want dit is wat dit is 'n gerug. Mense wat oor en oor bewys het dat daar geensins 6 miljoen Jode, daar is nie eers 100,000 Jode in die wat in gevangenskap dood is in konsentrasiekampe. Net so het 10.000 Duitsers en 10.000 Engelse ook in konsentrasiekampe en gevangeniskampe gesterf. Maar nooit kon hulle 'n enkele ding kry dat mense vergas is nie. Nie eers 'n gaskamer nie, nie eers gas oorblyfsels wat gas blyf baie lank in mure, kan honderde jare daar wees, sal jy hom nog kry deur traces te soek met een of ander metode.
Boonop dit was daar nie eers 6 miljoen Jode in die hele Europa nie. Ek dink in Duitsland was maar iets soos 500.000. So die leuns, gerugte, slegte gerugte versprei. Daarin is hulle baie goed. Dink aan al die slegte gerugte wat versprei is oor ons eie volk, oor ons regering, daai tyd, blanke regering. Agter alles het Jode gesit. Kissinger, wat ook 'n Jood is, het hierdie land en Rhodesië en Namibië aan die swartes oorhandig. Hy was direk betrokke daarmee. Jood. Want hulle hits al die ander bekeerde Jode aan, en die bekeerde Jode is almal te bang om teen die oorspronklike Jood te gaan, en dan doen hulle wat vir hulle gesê word. En dan wie gryp die minerale en die ander rykdomme in die land? Jode. Hulle vat oor. En dan gee hulle vir die ouetjies, die swartes, 'n bietjie ook 'n aandeel, dan is hulle almal tevrede. En hulle is niks anders as skoothondjies nie. Dit is wat hulle doen reg deur die wêreld. Dis die kern van hierdie heerskappy wat vandag oor ons heers. En hier spreek Joshua hulle aan. Hy sê, let op, dis wat hulle doen. Maar hy het hierdie ouens ook uitgekies, uit 1000 maal 1000, uit miljoene mense, het hy ook die dogter van Sion gemeente uitverkies, waarvan julle wat al 'n ruk hier is, deel is, en waarvan jy as nuweling hier is, deel kan word. Want jy het nie verniet by daai hek ingekom nie, dit was nie 'n toevalligheid nie, of wat noem mense dit, net die noodlot nie. Nee, jy's geroep. Jy moet nie dink jy's onwaardig om geroep te word nie. Joshua het nie na Jerusalem toe gegaan en die ryk mense en die geleerdes in die tempel gaan roep om vir hom die woord te verkondig nie. Hy het na die armste dele in Galilea gegaan, waar hy mense amper nie eens klere gehad het om te dra nie. So arm was hulle, die vissermanne, en hy het sy grootste apostels wat nog ooit geleef het, het hy daar gaan haal. En hy het hulle opgelei. En ons het nou die voorreg om vanmôre daai selfde opleiding, hierdie selfde woorde, het al 12 daai apostels gehoor wat daar by hom gesit het. En hulle het dit met hulle harte gehoor, en dit kon hulle verkondig aan die res van die mense wie hulle moes voor gaan werk. Vers 9, nou weet julle wat julle in my naam te doen staan, en daarnaas ook in die naam van die Romeine, wat daar skandelik belaster is. Laat dit julle nie aan goeie wil, vlyt en aktiwiteite ontbreek nie. Dan sal ook ek dit aan niks laat ontbreek nie. Baie belangrike ding, goeie wil, vlyt en aktiwiteite. Nie 'n ledig lê in 'n kerk nie, en eenmaal 'n week daar gesien word nie. Dit is nie vlytig wees, en dit is nie om aktief te wees in die liefde nie. En dan sê hy, sal ons alles hê wat ons soek, soos wat ons vandag kan getuig van Philadelphia Ark. Maar nou sien ek Markus na buite kom, hy kom ons uitnooi vir die aandete, wat vandag wel 'n paar uurtjies later gereed is, as ander tye. Maar dit het gebeur as gevolg van die storm. Die haal het baie banke ietwat beskadig, die moes toe herstel word. Nou is alles egter weer heeltemal in orde, en die ete is voortreffelik en ryklik voorberei, en dis sal ons onsself na gedane arbeid weer eens 'n keer baie goed laat versorg. En hierdie ete wat hulle nou gaan geniet, is 'n aardse afbeelding van die ete wat hulle nou net van Joshua ontvang het. Die geestelike ete, die van absolute onwillige Persiese Judeërs wat hom beskou het as 'n towenaar, het hulle heeltemal gedraai. En hy het 'n klompie dinge gedoen wat hulle baie verbaas het, maar uiteindelik het sy woorde die grootste impak op hulle gehad.
Hy het dooies tot lewe gewek. Hy het siek mense wat in hulle geselskap was, het hy oombliklik genees. Hy het daai storm, het hy hulle daar gaan uithaal. Al hierdie dinge was deel van die geestelike ete, wat hulle nou met Yeshua gehad het, en nou volkome weet wie hy is, hom beskou as wie hy wel is, en nou ook die belofte gemaak dat hulle nou terug sal gaan, en hulle sal daar in Persië vir hom werk, en alles doen wat hy sê. En nou sê Yeshua, goed, omdat ons hierdie heerlike ete geniet het, kom ons gaan Markus het die tafels gedek, nou gaan ons lekker eet. 'n Heerlike ete is wanneer jy iemand wat ver van die Vader gestaan het, kan kry om nader te kom en kan kry om hom lief te hê en te begin doen wat hy sê. Dit is 'n ete in die gees. Want op 'n stadium toe Yeshua daar by die vrou was by die put, die Samaritaanse vrou, toe kom die apostels terug, die disciples toe nog, met kos, toe vra hulle hom, wil hy nie eet nie, toe sê nee, ek het klaar geëet, ek het die heerlike ete gehad. Toe sê hy half vies vir hom, en sê, maar hoekom eet jy alleen? Toe sê, het ek ooit alleen geëet saam met julle, ek eet saam met julle, maar hierdie vrou wat hier staan, was vir my 'n heerlike ete gewees, omdat sy die Messias herken het. En sy is nou op pad terug dorp toe om vir al die ander mense te sê en na hom toe te bring. So dit moet jy altyd onthou, ons is vissers van mense, en wanneer so 'n vis deur ons voorberei kan word vir Yeshua se liefde, dan het ons ook 'n heerlike ete vir hom berei. Baie dankie. Amen. Dankie.